Julle die tema van hierdie podcast is waarom God jou eers die verkeerde persoon laat lief hê en hoe om tevrede te wees met God as jou liefde. Nou het jy al gewonder, hoekom laat God toe dat jy iemand lief kry wat later net seer maak? Nie sommer 'n ligte hou nie, maar daai diep een wat jou asem wegslaan. Die tipe liefde wat jy voel moes 'n doel hê en tog het dit nie gehou nie. En dis daar in daai leegte na die verkeerde persoon wat God begin praat. Baie mense dink as God my liefhet, sal hy my beskerm teen verkeerde mense. Maar wat as hy jou nie wou beskerm nie? Wat as hy jou wou bou? Wat as daardie verhouding die klas was en nie die straf nie? Ons lees in Romeine 8 vers 28. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Alles, nie net die goeie nie, ook die verkeerde mense, die misverstande, die stikkende drome. God gebruik selfs die liefdes wat skeef geloop het, om jou hart te leer onderskei en jou oë oop te maak vir wie jy is, nie net wie jy wou hê nie. En soms moet jy eers die verkeerde arms voel om te weet wat rus beteken in die regte een. Jy moes eers die stem hoor wat jou laat twyfel, om die stem te herken wat jou vrede bring. God se tydsberekening is nooit toevallig nie. Selfs in liefdes wat nie bly nie, is daar vorming. Verlange skuur teen die plekke in jou wat nog vashou. En dis daar waar God begin reinig. Ons lees in Maleagi 3 vers 3. Hy sal sit soos 'n smelter en reiniger van silwer. Hy sal hulle suiwer soos goud en silwer. Dis die reiniging in verlange. Dat jy leer los, nie omdat jy koud geword het nie, maar omdat jy besef, liefde wat van God afkom, vra nie om vasgehou te word nie. Dit leer jou om vry te wees. Ek gaan sommer hierdie Paul vraagie tussendeur vra, want dit is nou gepas. En ek vra, dink jy God gebruik verkeerde mense om jou nader aan jou doel te bring? Kan jy kies tussen opsie A, ja, altyd met rede, of opsie B, nee, soms maak ons net verkeerde keuses. Julle kan hierdie vraag antwoord op enigeen van my platforms. Ek is op YouTube, Spotify, TikTok en Facebook. Nou, ek het geleer uit die laaste verhouding waaruit ek moes stap. Die een wat ek die liefste gehad het. Dit is eintlik snaaks hoe iets wat so reg gevoel het ook die plek kan wees waar God my die meeste gewys het. En ek het geleer dat liefde sonder God net half voel. Dat jy kan alles gee en steeds leeg bly. Want as God nie in die middel staan nie, raak selfs die mooiste liefde moeg. Ek het ook geleer, ek kan nie iemand red nie. En ek moet ook nie probeer nie. Redding is nie my werk nie, redding is God se. En ek het gesien, ek kan nie iemand vashou wat nog kies tussen die wêreld en die woord nie. Ek moes self ook kies. En ek het gekies God. Ek het geleer om vrede te vind in wat ek moes los en rus in die pad wat ek moes bly stap. God se hand was nog daar, selfs in die pyn. Hy was sag, selfs toe my hart hard geword het.
Maar nou weet ek hoef nie te wag vir iemand om my liefde te voltooi nie, want God is my liefde. As hy eendag iemand bring, sal dit nie wees om my leeg te vul nie, maar om saam met my vol te wees. Ek kan nie beheer wie bly of wie gaan nie. Ek kan net beheer hoe ek gehoorsaam bly en ek kies om te bly waar lig is. Dit is te duur vir my vrede. Ons lees in Psalm 37 vers 4: Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Nie omdat hy gee wat ek vra nie, maar omdat hy my hart verander om te begeer wat hy bedoel het vir my. Ek gaan 'n gebed hier bysit. Here, U weet hoe swaar dit is om te verlang na wat ek moes los. Breek my los van dit wat my bind aan gister. Maak my hart lig, maak my liefde rein. Laat die vrede die plek vul waar verlange was en leer my om weer U hand te vertrou, selfs wanneer ek nie verstaan nie. Amen. Net 'n laaste gedagte julle. Miskien was dit nooit die verkeerde persoon nie. Miskien was dit net die regte seisoen vir jou groei. En wanneer jy later terugkyk, sal jy sien, selfs in pyn, het liefde nog steeds jou na God toe gedra. Baie dankie dat julle kom kyk het. Ek het nie gedink dit gaan so uitdraai nie. Maar ek waardeer julle vir ondersteuning en almal wat nog hierdie hele tyd na my luister, vandat ek begin awareness skep het oor narcissistic personality disorder en tot nou waar julle sien hoe ek groei saam met God. Dit is 'n ware healing journey. Dankie. Tot volgende keer. Chat soon.